Ek wil met jou praat oor 'n profesie. Reg. En dis miskien nie iets wat jou onmiddellik raak nie, maar dit sal jou definitief op die langtermyn raak. En dit is die profesie dat daar 'n dirty bomb sal ontplof in Oekraïne. Dit is iets wat Jan van der Westhuizen, die Blikstemdromer, baie duidelik sien, en is iets wat Chris Reeds ook sien. En hulle sit in verskillende lande. Chris Reeds is 'n Amerikaner. En dit kom daarop neer dat daar iewers by 'n kernkragfasiliteit, 'n kernkragstasie in die Oekraïne, sal daar 'n dirty bom ontplof. Nou so 'n bom is nie 'n kernbom nie, maar hy is vol van gemors en onder andere chemiese, heel moontlik iets te doen met chemiese gif, wat dalk so, en dit sal dan nou ontplof by 'n kernkragstasie in Oekraïne, en ek vermoed hulle gaan die Russe die skuld gee. So dit is eintlik wat ons noem 'n valse vlag operasie. Die idee is om die oorlog aan die gang te kry in die Oekraïne verder. Die idee is om NAVO-troepe te kan instoot. Hulle wil die reg hê om NAVO-troepe in te stoot. So 'n ontploffing by 'n kernkragfasiliteit sal hulle die toestemming gee om in te gryp, want so 'n ontploffing van kernkrag wat radioaktiwiteit veroorsaak, iets baie soortgelyk aan Chernobyl, kan daartoe lei dat dele van Europa dan radioaktiewe reën kry, en dis glad nie goed nie. Dit veroorsaak siektes. Maar dit is 'n baie belangrike profesie. Dit is 'n uiters belangrike profesie. En nou is daar weer nuus gewees daaroor, en dit was in die laaste week en 'n half, 2 weke. Strike on Chernobyl, no room for complacency, says Atomic Energy Watchdog. En dit het so, in die laaste 2 weke se tyd, 3 weke, was daar so 'n aanslag op Chernobyl, waar daar lyk soos 'n drone met plofstof ontplof het, baie naby of teen aan die gebou. En dit het nou nogal groot reperkusies veroorsaak. Die Russe het al gaan kla by die VN en al verskeie kere gesê dat hulle weet daar is 'n sameswering, 'n Oekraïense sameswering, seker saam met MI6 en NAVO, om so 'n bom te laat ontplof by 'n kernkragfasiliteit, kernkragstasie. En hulle het al 2 of 3 keer daaroor gewaarsku. En ek dink ons gaan dit sien. Ek dink ons gaan dit baie binnekort sien. Want die Trump faksie, wat tans baie sterk in die wêreld oorkom, Donald Trump en Marco Rubio en so aan, wanneer hulle praat, wil hulle druk vir vrede met Rusland. Die VSA onder Trump het geen belang by 'n oorlog met Rusland nie, terwyl NAVO het 'n baie sterk belang. Hulle wil 'n oorlog hê met Rusland, en NAVO word maar bestuur, is maar die Joodse hand, die hand van die Vatikaan, wat betrokke is by hierdie oorlog teen Rusland. Hulle wil eintlik Rusland inpalm, so hulle wil hom eintlik verdeel, hulle wil hom balkaniseer, dat hy dan in verskillende dele is, en dan kan hulle beslag lê op al sy bronne, en dan kan hulle hom inpalm. Dit is eintlik die plan op die tafel. Ons is op pad na 'n 3de wêreldoorlog. Die situasie gaan eskaleer. Dit gaan nie beter raak nie. En dit het baie te doen met hierdie plannetjies van die wêreldheersers om Rusland uit die vergelyking uit te haal. Plaas het hulle met Rusland om 'n tafel gaan sit en die Russe se goedkoop gas gebruik om Europa te laat groei. Maar dit wil hulle nie doen nie. Hoekom wil hulle dit nie doen nie? Hoekom wil hulle nie Europa laat groei nie? Hoekom wil hulle Europa laat verwoes? Die Russe so kwaad maak dat hulle 'n paar kernmasiele drop op 'n paar plekke. Hoekom wil hulle dit doen? Want die plan is om van blanke Europa ontslae te raak. As hulle klaar is, sal daar nie 'n blanke Europa oorbly nie. Daar sal so 'n mixed nation Europa oorbly, wat deur die Islamiete regeer en beheer en bestuur sal word. Die opkoms van die Gog en die Magog. So, hou dit maar in gedagte, ons is op pad na so iets.